Reg, ons is by vraag 4, graad 12s en graad 11s. So, ja, ek het dalk nog glad nie genoem van vraag 1 tot 3, hoekom staan daar graad 11 en graad 12 in hakies nie, maar dis net om te sê, uit watter boek uit gaan jy die werk kry en watter jaar se werk ons van praat. So, graad 11, julle kan gerus na hierdie enetjie ook luister, maar net asseblief vir die reguitlyn en die parabool, want julle het nog nie die ander gedoen nie, ons doen dit volgende kwartaal, maar vir die graad 12s, hierdie is nou ook alles vir julle. So wat is leerwerk? Leerwerk is hierdie kolommetjie hierso, hierdie tabelletjie. Nou graad 11s, julle fokus op die reguitlyn en die parabool, want tot en met hier is waar julle eksamen skryf, en dan die res kan julle sommer nou sien wat nog vir julle voorlê, graad 11s. Maar graad 12s, hierdie het ons alles al klaar gedoen. So hierdie tabel is uitstekende leerwerk om te onthou wie's wat waar. Of as jy die vraag lees, dat jy weet met watter grafiek jy mee werk. En ek het ook nagelaat om te sê, dit gaan oor funksies en grafieke, so as jy daardie hoofstuk in jou boek gaan soek, dan sal jy dit daar kry. Op die inligtingsbladsy of die formulebladsy is daar 2 formules net langs die kwadratiese formule is hierdie 2. Nou hierdie 2 formules is slegs vir die parabool wat vir jou help om die x-waarde te bereken van die draaipunt en die y-waarde. Maar ons gebruik nie regtig hierdie ene so baie nie, want as jy die x het en jy het die vergelyking, kan jy net die x se antwoord vervang in die vergelyking in. En dan so ook dan nou die y-waarde bepaal van die draaipunt. Reg. So kom ons kyk hoe lyk die vraag. So hierdie vraag is 'n tipiese parabool, so graad 11 jy kan nog inluister vir hierdie ene. So ons gee vir jou 'n parabool, hoe weet ek so onmiddellik dat dit 'n parabool is? Ek sien die x². Die x² sê vir my dit is 'n parabool waarmee ons werk, en as hulle vir jou die y-afsnit vra. Nou y-afsnit, x-afsnit. Dis op die as self, so as hulle die y-afsnit vra, dan beteken dit x is gelyk aan 0. En as hulle in die volgende vraag die x-afsnitte vra, dan beteken dit die y is gelyk aan 0. So, weet wat elke vraag vra. So, vir 1 punt, baie eenvoudig. Y-afsnit, jy gaan vir x gelyk aan 0 stel, en dan gaan jy hom kan bereken. So kom ek begin sommer hierso met 4.1.1. So as hulle vir jou die funksie gee, f van x is gelyk aan minus 'n halwe x² minus x plus 4, dan gaan ek nou letterlik net 'n 0 in vervang, en so dus kan ek uitwerk dat y is gelyk aan 4. Of jy kan net vir my die antwoord ook neergeskryf het, want die y-afsnit is altyd daai laaste term van die 3 term, sou dit in standaardvorm gegee geword het. Reg, so daar is jou 1 puntjie. Dan 4.1.2 vra vir die x-afsnitte. Wat beteken, jy gaan vir y gelyk aan 0 stel. Reg, so dit beteken, ek gaan die vergelyking vat, en in die fx gedeelte, of ek nou praat van fx, of h van x, of p van x, daai fx gedeelte is altyd die y. So ek gaan hom 0 maak, en dan sit ek nou met my 3 term, en ja, soos jy in vraag 1 al geleer het van die vergelyking, of nie vergelyking nie, maar formule, hier kom hy nou weer, die ABC, so jy doen die ABC van hom, en die ABC speel uit, as ons nou die invervanging doen, minus, hakkie, plus, minus, vierkantswortel, hakkie kwadraat, minus 4, weer 2 hakkies, en onder is dit 2 en weer 'n hakkie, en ons doen die invervanging, B se waarde is minus 1, A se waarde is minus 'n half, en C se waarde is 4. Reg, so as jy nou daai invervanging doen en die berekeninge op jou sakrekenaar, eers vir die pluswortel en dan die minuswortel, kry jy x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan minus 4. En so het jy dan nou die x-afsnitte bepaal. Reg. Die volgende vraag, onthou hierdie vraag gaan nou op mekaar volg, nee? Kyk die nummering. So hierso het ons die y, hierso het ons die x, so iewers ergens gaan hulle seker nou vir my die draaipunt ook vra,
sodat ons hom kan skets op die ouende. Reg, so definisieversameling, ook die ander naam daarvoor is gebied, dit is jou X-element van. Nou graad 11, ja, julle het ook nog nie dit gedoen nie, so moenie skrik as jy nou dit sien en dink, o gats, ek weet nie hoe dit werk nie, maar graad 12, julle moet hierdie kan doen, want julle het al alles gedoen. So, X-element van, so as jy nou die grafiek sou insien, en dis my X-as, of die grafiek nou positief is, en of die grafiek nou negatief is, daai pyltjies daar en daar, dui vir my aan, hy kom van min oneindigend af, tot oneindigend. So, net gaan kyk of ek dit kan geskryf kry, as hy. So, as ek die definisieversameling of die gebied gaan neerskryf, dan gaan dit eenvoudig wees, jy kan kies hoe jy dit wil skryf. Jy kan eerstens sê, X is element van, ekskuus my X lyk nou nie baie mooi nie, X element van ronde hakie min oneindigend tot oneindigend, of 'n ander skryfstyl vir hom, omdat hy van min oneindigend is tot oneindigend, kan jy ook gesê het, hy is die hele X-as vol, en om dit te kan skryf, gaan jy dit so skryf. Nou hierdie vreemde ding hierso wat ek hier geskryf het, is eintlik 'n R, om te sê X is alle reële getalle, so jy kan kies hoe jy dit wil skryf. Jy kan eintlik bly wees as hulle vir jou vra die definisieversameling van 'n parabool in 'n reguitlyn, want dit gaan altyd orals gesien kan word. Reg, so dit is vir 1 punt. Dan 4.1.4 vra vir ons nou juist die draaipunte. Nou, omdat die vergelyking in standaardvorm gegee was, moet jy die formule gaan haal op die formulebladsy en die invervanging doen. Nou, jy het al klaar by 4.1.1 4.1.2 klaar die ABC gemerk. So daai selfde ABC gaan jy gebruik vir hierdie formule. Nou, die B-waarde het uitgespeel op -1 en die A-waarde was -0,5. So, en dan vat jy maar net jou sakrekenaar en jy bereken hom, en dit gee vir jou dat X -1 is. So, dis die draaipunt se X-waarde. So, nou moet ek nog sy Y-waarde bepaal. Om sy Y-waarde te kry, gaan ons na die funksie toe, en ons vervang X met -1, so dit is -0,5, hakie -1, en dan is dit weer, natuurlik die kwadraat daar, minus hakie -1, en dit is plus 4, en jy gooi daai op jou sakrekenaar, en hy gaan vir jou gee antwoord, 'n breekvorm van 9/2, en ek hou daarvan om dit in 'n breekvorm te los, maar sou jy die desimaal wou sien, is dit 4,5. Kyk, die 0,5 lyk nie lekker nie, so kom ons maak hom net mooier, dis hy. So dit wil sê, jou volledige draaipunt, die X en die Y, gaan wees -1 en 9/2, of dan nou 4,5 as jy sou wou. Reg, so dit is wat jy daar moes gedoen het. Dan, kom ons kyk weer eens, ek gaan vir jou sê, die vrae volg op mekaar, so kom ons kyk, al die vraaggetjies volg. So, die volgende vraag vra skets. Nou goed, weer eens gaan ek vir julle sê, dat julle kry 'n antwoordboek graad 12's, waarin die assestelsel klaar daar vir jou gegee is. Ek het nou wel nie nou die antwoordboek nie, so ek gaan nou net vinnig vir my 'n assestelsel teken, 'n Y-as en 'n X-as. En dan gaan ek natuurlik alles wat ek bereken het, gaan plot. Ek wil nou sê neerplot, maar gaan plot. So, kom ek doen dit net in 'n ander kleur vir ons. So, ons het gesê die Y-afsnit is 4. So, ek gaan nou daar sê 'n 4 op die Y-as. Die X-afsnit het ons bereken by 2 en -4. En die draaipunt was mos nou gewees -1, wat aan die linkerkant is, -1 en 4,5. So, hy is net so bietjie hoër as daai 4 wat ons reeds op die Y-as het. So, dit is -1 en 9/2.
En dan is ek baie tevrede met hoe hy loop, want as ek reg kan onthou, begin die vergelyking met minus 'n halwe x kwadraat. So dit is 'n negatiewe parabool, so dit is 'n sad face. So verskoon maar, hierdie is nou maar vrye hand. En solank hy net baie mooi wys dat hy in 'n bogie vorm is, bietjie mooier te kan teken, hy moet nie so 'n verskriklike punt maak, jy moet ook nie 'n liniaal vat nie, is vrye hand. Vrye hand, laat hy draai, laat hy daardeur gaan, laat hy weer afsak. En onthou jou pyltjies daar op die punte. Reg, dan 4.1.6 is 'n baie lekker maklike 1-punt vraag, want nou sê hulle vir ons moet 'n nuwe vergelyking skryf, indien die huidige vergelyking net 3 eenhede opwaarts skuif. So die grafiek soos wat hy hier is, moet net 3 plekke opskuif. So, wat gaan verskil? Wel, as hy deur 4 gaan, dan gaan hy nou 3 plekke opwaarts opskuif, dan beteken dit, hy gaan by 7 deurgaan. So eintlik al wat jy gaan skryf is p van x, omdat hulle gesê het p, en jy gaan nog steeds die halwe x kwadraat hê, so jy gaan nog altyd die kurwe hê van 'n negatiewe. Jy gaan nog altyd jou binneste term hê wat minus x was. Dis net die 4, die plus 4 wat dan nou plus 7 word. Reg. So eenvoudig soos dit. Baie lekker maklike 1-punt vragetjie. Sou hy afwaarts geskuif het, dan het jy geminus van wat die y-afsnit was. Right, 4.2 gee hulle vir jou 2 grafieke. Nou graad 11 hier hoef julle nou glad nie mee te luister nie, want julle het nog nie sirkels en eksponensiële grafieke gedoen nie, so graad 12, hierdie is nou nog vir jou. So, hoe tref ek die onderskeid tussen die twee? Wie is wie? Wel, as jy jou vergelykings gaan ken, dan sal jy agterkom, daai is jou sirkel, die gele is die sirkel, en ek gaan hierdie in 'n blou maak, dis jou eksponensiële grafiek. So, jou eksponensiële grafiek is die een wat in hierdie kurwe loop, en jou sirkel is natuurlik die een wat lyk soos 'n sirkel, nê? Hierdie is nou wel net 'n halwe sirkel. Reg. So nou het hulle vir ons 'n paar vragies voorberei hiervan af. So wat lekker is van die vraag, hy's klaar geskets, jy moet nou net vrae beantwoord van dit af. So jy gaan nie nou nodig hê om te skets nie. So, kom ons kyk wat is die eerste paar vrae rondom hierdie. So die heel eerste vragetjie vra: skryf neer die koördinate van C. So kom ek haal net gou weer wie, dit was die sirkel gewees, en hierdie was die eksponensiële grafiek. Nou C lê op beide grafieke. So jy kan nou kies hoe jy die saak wou benader. Die probleem is wel, as ek nou kyk na die vergelykings wat gegee is, nê? Die sirkelsinne was volledig. Dit het gesê h van x is gelyk aan, ek het nou 'n bietjie te min plek vol. Oeps. Vee ek nou sommer my highlighter ook uit. Net weer gaan daar wys. So h se vergelyking was gegee as vierkantswortel 16 minus x kwadraat, en g se vergelyking was gegee as, wat ek hom net gou vind, 2 tot die mag x plus q. So die probleem met g is, ek het nie die waarde van q nie. So ek kan nie nou die g-grafiek se vergelyking gebruik om vir c te bepaal. Ek gaan definitief die geel moet gebruik, nee? Ek sal definitief die sirkelsin moet gebruik. Nou, jy het een van twee keuses. Jy kan of 'n verskriklike fancy berekening doen, of jy kan net vir my daar kyk by die 16. Want daai 16 is mos r kwadraat. En omdat hierdie 'n sirkel is hierdie 'n radius, hierdie is 'n radius, hierdie is 'n radius van hom. So as r kwadraat 16 is, dan beteken dit die radius is 4. 4. Die radius is 4. Maar nou as ons kyk na die punte, dan gaan daai punt wees 4 en 0. Hierdie punt gaan wees 0 en 4, want jy skryf mos die x eerste en dan die y, en dan a sal wees minus 4 en 0. Reg. So nou is ons eintlik gekeer om hierdie antwoord te gee. Hoekom tel hy 2 punte? Is omdat jy so klein bietjie kennis moes gehad het van die r kwadraat. Die 16 in die r kwadraat.
Reg, so ek gaan sommer sy antwoord net hier langsaan skryf. So C is op die y-as, so x gaan 0 wees en die y-waarde gaan 4 wees. Nou vra hulle vir ons vir die lengte van AB. So hulle wil weet hoe ver is dit van daai punt tot by daai punt. Nou omdat jy weet dis die radius van die sirkel wat 4 is, so van A tot by 0 is 4 en om van 0 tot by B te gaan is nog 4. So wat is 4 plus 4? Dis 8. So as jy nou dit wil sien, gaan ek sommer sê 4 plus 4 en dit is 8, of jy kan net vir my die antwoord ook gegee het van 8 eenhede, jy sal definitief jou 2 punte verdien het. En dan die volgende vraagtjie vra vir die waardeversameling terrein, so waar definisieversameling x element was, gaan waardeversameling y element wees. Ok, so van waar tot waar op die y-as sien ek vir h? Nou h is die gele, so op die y-as sien ek hom van 0 af tot by 4. So dit is hoe ek dit gaan skryf. Van 0 af, altyd die kleinste waarde eerste, tot by 4. En dan het jy jou 2 punte verdien. Reg, daar is nog 'n laaste paar vraaggetjies, so kom ons kyk. So kom ek vul net gou in wat ons alles tot dusver het. Ons het gesê daar is 4, daar is 4, daar is minus 4. En ons het aangedui met 'n highlighter dat die gele is die sirkel en die bloue is die eksponensiële grafiek. En ons het ook aangedui wat elkeen se vergelyking was. So die G se vergelyking was, met hom gekry 2 tot die mag x plus q en h sinne was vierkantswortel 16 minus x kwadraat. Ok, nou vra hulle vir ons vir 2 punte wat is die waarde van q. So hulle wil weet wat is daai ouetjie se antwoord. Nou omdat ons weet daai C-punt wat bereken is 0 en 4, gaan ek nou met gemak die vergelyking kan vat van G en ons gaan die punt in vervang wat ons op hom het. En die punt wat ons het is mos 0 en 4, dis punt C wat jy bereken het reeds. So die y-waarde is 4 en die x-waarde is 0 en so laat dit vir ons toe om vir vir q op te los. So die waarde van 2 tot die mag 0 is 1 en dan gaan jy net die 1 oorvat, dan raak dit 4 minus 1, wat vir my q gee, is 3. Reg, en so het jy die waarde van q bereken. En jy kan natuurlik, as jy wil, om daar by sy plek gaan skryf. Nou vra hulle vir ons, en ekskuus julle, dit was nou vraag 4.2.4, so 4.2.5 vra hulle vir ons bepaal die vergelyking van 'n reguitlyn. Nou 'n reguitlyn se vergelyking is y is gelyk aan mx plus c, wat deur punt A gaan. Nou punt A het ons is minus 4 en 0 om spesifiek te wees, en ewewydig beteken gradiënte is gelyk aan mekaar. Maar nou, aan wie moet hy eweredig wees? Ewewydig wees, is punt B en C. Ok, so ons gaan eers die moeite doen en BC se gradiënt bereken, want ons benodig die gradiënt vir die vergelyking. En dan het ons mos nou eintlik die punt waar hy deurgaan, né? Ok, maar ons moet maar eers die vergelyking of die gradiënt se formule gebruik om die gradiënt te bepaal. Reg. So B se punt is mos nou 4 en 0, so ek gaan 0 bo sit en die 4 onder, want dit is mos y bo en x onder. En dan die punt C is die y bo en die x onder. En dit werk ons uit en dit gee vir ons minus 1. So dit wil sê die gradiënt van BC is minus 1. So vir ons vergelyking tot dusver het ons minus 1x plus c. Nou omdat hy deur punt A moet gaan, gaan ek nou punt A instel. So minus 4 en 0. So ek het 0 is gelyk aan minus 1 hakkie minus 4 plus c. En dan as ek die berekening doen of die uitwerk doen, dan maal ek daai uit. So dit gee vir my 4 plus c. En ek gaan net dit oorvat. Dan raak dit negatief. So dis minus
4 wat C is. Maar hulle het gevra vir die vergelyking. Die vergelyking. En daar is die vergelyking. So ek moet hom skryf as 'n vergelyking. Y is gelyk aan minus 1x of net minus x is doodreg, minus 4. OK. So daar is ons my vergelyking. En ja, dis 4 punte. Ja, jy moet so 'n bietjie werk. En ja, jy moes kreatief gedink het ook. Veral oor wat beteken dit as iets ewewydig is? En wat beteken dit, hoe lyk 'n reguit lyn? En waar begin ek? Ek begin altyd met 'n reguit lyn, begin jy by sy gradiënt, voordat jy die waarde van C bereken, of jy moet hom bereken, of jy moet hom aflees. Nou, ons moes hom definitief bereken het. Want hierdie lyn wat hulle van praat, gaan min of meer hier deurloop. Want hy moet mos ewewydig wees aan BC, so hy sal hier deurloop, so ons moes uitgewerk het waar hy deur die y-as gaan. OK, reg mense, dit is vraag 4 in 'n netedop.